Die meeste mense verstaan die oomblik verkeerd wanneer God die weg na die boom van die lewe versper. Hulle dink dit word uit woede, beheer of straf gedoen. Maar geestelik, metafisies, is dit genade. Wanneer Adam en Eva ontwaak tot die kennis van goed en kwaad, betree hulle dualiteit. Die verstand verdeel homself, die hart trek tussen teenoorgesteldes, waarheid gesien deur oneindig veranderende hoeke. Dualiteit is pragtig, maar dit is onstabiel. Dit is 'n brug, nie 'n bestemming nie. As 'n gefragmenteerde bewussyn van die boom van die lewe inneem, word dit ewige bewussyn in 'n gefragmenteerde toestand. Dit is nie verligting nie, dit is ewige lyding. So sluit God die weg, nie om die mensdom klein te hou nie, maar om te keer dat die siel homself vasmaak in 'n toestand wat dit nog nie kan dra nie. Die ballingskap uit Eden is nie 'n ballingskap van God nie, dit is beskerming totdat ons heel kan terugkeer, totdat ons weer kan onthou hoe om heel terug te keer. En op die oomblik wat jy ophou om die eindelose kwarte na te jaag, die oomblik wat jy ophou om identiteit deur polariteit te soek, die oomblik wat die skadumees jou nie meer trek nie, verskyn die boom van die lewe weer, nie as 'n plek nie, maar as 'n toestand. Die terugkeer na Eden is die ineenstorting van dualiteit binne in jou. Die pad uit word die pad terug deur herinnering.